Ons lees van Psalm 16 vers 8. Ek het die Here altyd by my. Omdat hy by my is, sal ek nie struikel nie. Ons leef in 'n wêreld vol druk, geraas en afleiding. Ons telefone eis voortdurend ons aandag. Werk, finansies, gesinsverantwoordelikhede, sosiale media, televisie en die probleme van die alledaagse lewe kan maklik ons gedagtes oorheers. Voor ons dit weet, het ons die hele dag aan alles behalwe God gedink. En dan wonder ons, hoekom voel ek so ver van God af? Die waarheid is dat God nie beweeg het nie. Ons het ander dinge toegelaat om sy plek in ons aandag in te neem. Dawid sê in Psalm 16 vers 8, ek het die Here altyd by my. Net daarop dat Dawid sê, hy het God altyd by hom. Nie soms nie, altyd. God wil deel wees van ons alledaagse lewe. Om in God se teenwoordigheid te wees, beteken nie dat ons elke minuut binne 'n kerk of ons nie moet spandeer om te bid nie. Dit beteken om 'n bewustheid te ontwikkel dat God by ons is, waar ons ook al is, en wat ons ook al doen. Wanneer ons werk, is God daar. Wanneer ons bestuur, is God daar. Wanneer ons met moeilike mense te doen het, is God daar. Wanneer ons oor môre bekommerd is God daar. Hebreërs 13 vers 5 herinner ons aan sy belofte. Ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. Die probleem is nie God se afwesigheid nie. Die probleem is dikwels ons gebrek aan bewustheid van sy teenwoordigheid. Ons moet doelbewustheid maak van God. Jesus self het die belangrikheid verstaan om van die geraas van die lewe terug te trek. Lukas 5 vers 16 sê vir ons, maar hy het hom altyd weer in eensame plekke afgesonder om daar te bid. As Jesus stiltyd saam met die Vader nodig gehad het, hoeveel meer het ons daar nodig? Ons kan nie verwag om geestelik sterk te bly wanneer ons voortdurend ons gedagtes voed met wêreldse dinge, terwyl ons God die oorblywende tyd gee. Begin die dag met God. Voor die foon, voor die nuus, voor sosiale media, voor die bekommernisse van die dag. Gee God die eerste oomblikke van jou aandag. Lees sy woord. Bid. Wees stil voor hom. Dit hoef nie ingewikkeld te wees. Soms 'n eenvoudige gebed soos, Here, lei my vandag. Help my om U in alles wat ek doen te sien. Kan die manier waarop ons die hele dag benader verander. Leer om die afleidings te herken. Nie elke afleiding is noodwendig sondig. Sommige dinge kompeteer eenvoudig vir ons aandag. Ons kan so besig raak om 'n bestaan te maak, dat ons vergeet hoekom God vir ons se lewe gegee het. Ons kan so bekommerd raak oor dat ander mense dink, dat ons vergeet wie se mening uiteindelik saak maak. Ons kan ure spandeer om ander mense se lewens op sosiale media dop te hou, terwyl ons ons eie verhouding met God verwaarloos. Jesus het in Matteus 6:33 gesê, nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Soek eers. Dit is die sleutel. God vra nie dat ons verantwoordelikhede ignoreer nie. Hy vra ons om hom eerste te stel in die middel van daardie verantwoordelikhede. Bly verbind met hom. Kom ons dink aan 'n selfoon. Dit mag baie funksies hê, maar sonder 'n verbinding of krag word sy bruikbaarheid beperk. Dieselfde kan geestelik gebeur. Jesus het in Johannes 15 vers 5 gesê, ek is die wingerdstok, julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte. Want sonder my kan julle niks doen. Die woord bly is belangrik. Bly gekonnekteer. Wanneer die lewe moeilik raak, hardloop nie van God weg nie. Hardloop na hom toe. Wanneer jy bekommerd is, bid. Wanneer jy verward is, maak sy woord oop. Wanneer jy moedeloos is, aanbid hom. Wanneer jy geseënd is, dank hom. Wanneer jy gesondigheid, keer terug na hom. Die wêreld sal aanhou meeding om ons aandag. Daar sal altyd 'n ander probleem wees. Nog 'n sperdatum, nog 'n afleiding en nog 'n versoeking. Maar ons kan elke dag
'n bewuste besluit neem. Here, ek kies U. Ek wil in U teenwoordigheid bly. Miskien is die grootste uitdaging om nie God se teenwoordigheid te vind nie. Dit is om te leer besef dat hy reeds daar is. So waar jy ook al in hierdie week gaan, onthou Psalm 16 vers 8. Ek het die Here altyd by my. Hou hom in jou gedagtes. Hou hom in jou besluite. Hou hom in jou gesprekke. Hou hom in jou stryd. En hou hom in die middel van jou lewe. Die wêreld mag lawaaiig wees, maar God se stem kan steeds gehoor word wanneer ons doelbewus plek maak om te luister. Amen.